Ek is so excited, baie gelukkige Vadersdag ook net van ons af en is jy opgewonde oor die diens? Amen. En ons is uit vir 'n amazing tyd. Paas, ek het baie goeie nuus vandag vir jou. Vandag kan jy soveel dad jokes vertel soos wat jy wil. En hulle moet vir jou lag. Right? Hulle moet vir jou lag. Nou, kan jy nog onthou toe jy jonk was en dan het jy altyd jou pa was alles. Jou pa het die grootste vis gevang, die grootste bok geskiet, jou pa is so sterk, hy tel die kar op en maak die wiel reg met sy een hand. Okay, nou hoor gou 'n bietjie hierdie kinders soos wat hulle met mekaar praat. Ek het so 'n paar dad jokes gekry van my pa is sterker as jou pa. So onthou wat ek gesê het, julle moet lag. Dis verpligtend. Okay, hoor gou. So die eerste kind sê, my pa is so sterk. Hy het 'n baksteen gebruik as 'n kussing. Die ander ene sê, dis niks. My pa is so sterk, toe hy sy stoon stamp, toe moet die muur 'n pleister aansit. Nog ene, is julle reg vir die volgende een? Okay, my pa is so sterk, hy het my hele fiets reggemaak met 'n hamer en sellotape. Ander kind sê, dis niks. My pa is so sterk, hy het laasweek 'n blikkie oopgemaak met sy wenkbroue. Die eerste kind sê weer nee, my pa is so sterk, toe hy val het die grond gesê, jammer. Die ander een sê, dis niks. My pa is so sterk, hy maak sy eie skade weer bang. Laaste een sê, my pa is so sterk, toe hy braai, het die kole vir hom begin sweet. Die ander een sê, dis niks. My pa is so sterk, hy kan die wors draai sonder om aan dit te vat. Hoe sterk is jou pa? Kan ek sê, is hier paas vanoggend in die gehoor? Paas, is paas. Paar manne, ek sien van julle manne maak so, as hy. Ek is so bevoorreg vanoggend om my familie en my pa ook hier te hê vanoggend. En ek is glad nie nervus omdat hulle hier is nie. Alright. So, ek wil vanoggend vir julle iets wys. En ek praat vanoggend 'n bietjie oor Eysterman. Eysterman. Ek het so gelag, mans is so voorspelbaar eintlik, né? Ek sit in die gewigte vanoggend hier neer. Raai wat doen al die manne? Al die manne kom. Dis nie so swaar nie. Ek kan dit optel. Onmiddellik. Ek het nie nodig om vir hulle iets te sê nie. Hulle gaan toets hulle self al klaar. Okay, so daar's 'n paar manne waarmee ek gereël het. Desmond, Broderick, Sean, kom gou vir my vorentoe asseblief. Syk, kom manne. Alright, nou ons gaan so 'n klein oefeningkie doen vanoggend. Ek hoop julle het bietjie opgewarm. Okay, julle is reg vir hierdie ding. Alright, bring vir my bietjie hier vorentoe. Laat hom vir my hier so kom staan. Okay, Desmond, staan nie. Desmond is 'n coach. Hy rig boks af, hy is super fiks. En ons gaan vanoggend 'n bietjie toets. Okay, niks pressure nie. Ek sien. Alright, so, haal my eers hierdie twee gewigte af, hierso, haal hulle eers gou vir my af. Net sodat jy weet, as jy nie iets weet van oefening af nie, net daai bar alleen is 20 kg. So jy het nog nie iets op hom gesit nie, dis 20 kg op sy eie. Okay. Alright. Haal maar eers, ja, dis reg, sit 'n kleintjie eers op, Nou, wie van julle het al ooit gevoel in jou lewe, jy het nogal 'n bietjie verantwoordelikheid? Jy het 'n bietjie verantwoordelikheid, kan ek sien, steek jou hand op. Die res van julle wat nie het nie, kom praat met my, ek soek jou geheim. So, almal vir ons het sekere verantwoordelikhede in ons lewe. Okay, sit hom vir my daar op sy skouers asseblief. Sien, hy het niks nodig nie, Desmond sit homself op. Desmond, hoe voel jy? Nog okay? Hy is okay, nee, hy is nog reg. Okay, so kom ons sê, die eerste gewig van jou verantwoordelikheid is die feit dat jy as 'n pa, 'n man vir jou huis moet voorsien. Jy moet voorsien vir jou huis. Jy moet die pot aan die kook hou, jy moet uitgaan, jy moet doen wat jy moet doen. En ek weet dat dames, julle dra ook hierdie verantwoordelikheid. Ons leef in 'n ander tyd. Dis baie nice as die dame kan by die huis bly en huisvrou wees wat 'n voltydse werk is, wil ek net sê.
Maar deesdae moet albei die pot aan die kook hou. Dinge het verander. Kyk, kom staan vir my so klein bietjie vorentoe. Hulle wil sien hoe mooi jou spiere is. Daar's hy. Die volgende ding miskien is, jy het nodig om te beskerm. Jy het nie nodig om hierdie af te haal nie, sit maar net bo-op. Nodig om te beskerm. So jy is 'n man, jy moet jou huis beskerm. Jy moet seker maak jou gesin is besig om in dieselfde rigting in te beweeg. Jy moet daar wees vir hulle. Dan moet jy tyd maak vir jou kinders. Jy moet tyd maak. So sit so nog so 'n bietjie buite. Is jy nog okay? Is nog okay? Hy's nog okay. Sy nog so 5 kilogrampies, niks so ernstig nie. Maar ons staan nou op so 30, so 50 nou. Okay, ons is nog okay. Okay, dan, jy moet seker maak, jy is gesond. Boys, ons moet deesdae 'n six-pack hê. Julle het al agtergekom, julle skielik, jy moet lyk soos hierdie superheroes op TV, jy moet gesond wees, leef, sit maar nog by. Kyk, dan moet jy volwasse wees, en emosioneel, en jy moet eerlik wees, en jy moet verstaan hoe jou vrou voel. Na 'n lang dag van sweet en trane en stres, moet jy inkom by die huis, en jou vrou sê, so hoe was jou dag? Hy weeg bietjie nou, dit raak nou bietjie rof, okay. Ek dink nog ene, dan moet julle maar afhaal, ek wil jou nie beseer vandag nie. En die laaste ene is, dan moet jy nog invloed hê in die gemeenskap. Jy moet 'n verskil maak. Jy moet betrokke wees by die kerk en dinge, jy moet seker maak jy's daar. Help hom net, daar sy. Julle kan ons gou net 'n handeklap gee, hè? Amazing. Ja, hy raak nou 'n bietjie, ek dink kom ons sal af. Het julle hom? Hy. Ag, dankie boys. Julle kan gaan sit. Kom ons gee net weer vir 'n handeklap. Dit is awesome. En ek besef, daar is huisgesinne waar pa nie meer daar is nie. En dan moet ma die verantwoordelikheid optel. En dit is swaar. En daar's 'n sekere gewig wat saam met dit kom. Dit is 'n verantwoordelikheid wat op jou skouers lê, en wanneer dit daar is, kan dit baie keer vir jou voel soos 'n vervloeking. Ek kan dit nie hanteer nie, ek kan nie hierdie gewig mee dra nie. En ongelukkig vandag, veral onder mans, hardloop mans weg van hulle verantwoordelikhede af, want dit is net te veel. Of hulle probeer een of ander manier kry, 'n coping mechanism. Hulle begin drink, of hulle begin een of ander affair eintlik ergens hê, om aan die lewe te voel, en dit raak net te veel. Maar iets wat vandag vir jou miskien voel in jou lewe swaar en soos 'n vervloeking, deur God se krag kan vir jou soos die grootste seëning voel. En ons gaan so 'n bietjie daaroor praat. Soos wat ons gesê het, deesdae is dit asof die prentjie van man wees so verwronge is. Die prentjie wat deur die wêreld geskep is, sê jy moet op 'n sekere manier lyk, 'n sekere manier optree. Jy moet finansiëel verskriklik sterk wees. Jy moet. En ongelukkig sukkel mans om dit op te neem. Daai verantwoordelikheid, daai opoffering. Nou, net so vinnig, dames, ek wil vir 'n oomblik op julle fokus. Daar is 'n vraag in elke man en in elke dame. Dame, julle het 'n vraag binne in julle wat sê, is ek mooi genoeg? Sien mense my raak? Hoe weet ek dit? As ons na 'n troue toe gaan, waarop fokus mans? Wat gaan ons eet? Wanneer eet ons? Julle hierdie speeches wat nou lank. Wat doen dames? Ag julle, kyk hoe mooi is die tafel. En dames, het jy gesien hoe mooi is sy aangetrek? Daai skoene werk nie met daai rok nie, maar dis okay. En dames wil gesien word. Dis hoekom dames vir mans oor en oor sal vra, is jy nog lief vir my? Maar mans het 'n ander vraag binne in hulle. Mans het hierdie uitdaging binne in hulle wat sê, is ek goed genoeg? Can I be the man? Is ek goed genoeg?
Can I do it? En dis hoekom baie mans baie ongelukkig, hulle sukkel erg met trots, want trots en hierdie vraag gaan hand in hand. En wanneer dit kom by hierdie vraag, dis hoekom wanneer dit kom by bekleierery. O, julle, maar ek weet, dames, mans, julle beklei nooit nie, nee, dis in hoe sê Dion, dis in Johannesburg, nie in Benoni nie. Okay, maar het julle al ooit gesien met 'n fight wat tussen 'n man en 'n vrou gebeur? Waartoe gaan die man altyd? Is ek nie goed genoeg nie? Sien jy nie wat ek doen nie? Hoekom? Want hy daai vraag wat beantwoord moet word, is ek goed genoeg? Is ek goed genoeg? En dit los ons baie keer op 'n deurmekaar plek. So ons gaan 'n bietjie praat oor, want wat het bedoel, wat was God se plan met hierdie? Want God vat nie die verantwoordelikheid weg wat hy ons gee nie, maar daar is 'n plan. Daar is 'n design, 'n intensie agter dit. Nou eerstens, ons moet verstaan, God is ons Vader. God het 'n vaderhart vir elke liewe een van ons. Inteendeel, hy probeer vir ons hierdie verduidelik deur 'n storie te vertel. Maar net waar jy is vir 'n oomblik, staan gou vir my op terwyl ons die woord lees. Dit help my mooi wakker te hou. Dit sê Lukas 15 vers 11 en ons lees dit saam. Dit sê, verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besitting wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. So hier kry ons hierdie seun, hy wil nie in verhouding met sy pa staan nie. Al wat sy pa vir hom werd is wat sy pa vir hom kan gee. Sê vir die persoon langs jou, sies man. Al wat sy pa vir hom beteken is, wat kan pa vir my doen? Ek wil nie in verhouding met hom staan nie. Ek wil nie by die huis wees nie, ek wil my eie ding gaan doen. En ongelukkig is dit baie keer waar baie Christene verhoudinge met God is. Ek wil nie in verhouding met God staan nie. Ek wil nie onder sy reël staan nie. Ek wil net hê wat hy vir my kan doen. Nou sê saam met my, eina. Verder gaan die woord dit sê, ons weet, daar's 'n groot hongersnood wat gebeur het in die land. Later het dit so sleg gegaan, dat hy op 'n plaas gaan werk het, en hy was so op die bodem, ek weet nie of jy al op hierdie bodem was nie, maar hy mag nie eers van die varke se kos geëet het nie. Die eienaar het gesê, my varke is meer werd as wat jy is. En die woord sê, dat hy gesê het, laat hy teruggaan na sy pa toe, en ons lees verder. Lukas 15 sê, toe hy nog aankom, het sy pa hom al gesien, en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, maar sy pa roep sy werkmense, maak gou, bring die klere, die beste en trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat hom eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ek het hom teruggekry. Kan jy sit plek inneem, dankie. Die woord sê sy pa het vir hom gewag. 'n Pa wat sy hart is, om nie te sê, weet jy wat, my seun het hom weggedraai van my, het my verraai, ek wil niks met hom te doen hê nie, ek het hom gegee wat ek hom skuld, dis verby. Dis 'n pa wat sy hart breek vir sy kinders, 'n pa wat elke oggend gaan staan en wag. Ek hoop my seun kom huis toe. Dit is ons Vader se hart. Ek gaan nou vir julle iets baie persoonlik vertel. So, as jy tiener is, dan weet jy mos alles.
Ek kom deesdae agter met my 12-jarige seun. Hy raak al hoe wyser. En ek kan onthou toe ek 17 jaar oud was, het ek gesukkel om hierdie druk te hanteer. Ek was so de mekaar. En dit het vir my so erg geraak, dat ek weggehardloop het van die huis af. En ek het daar in Magaliesberge ingehardloop, stupid en dom, sonder water in die son. En my pa het my kom haal. En hy het my kom soek. Ek weet nie of jy weet hoe groot Magaliesberge is nie. Dis nog 'n groot stukkie grond, hoor. En hy het vir ure vir my kom soek. En toe hy my sien, toe sê hy die volgende woorde vir my. Hy sê, my seun, ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie. Maar ek is lief vir jou, kom asseblief huis toe. En ek kan onthou, ek gehardloop het in my pa se arms, ek hom onthels het en ek het gehuil. En ek het gevoel hoe my pa se liefde my toemaak. Sonder judgment, sonder 'n preek, en hy net lief was vir my. En dis hoe God oor ons voel. Dis hoe hy oor ons voel. Hoor wat sê dit, Romans 8 verse 15 says, you have not received the spirit that makes you fearful slaves. Instead you received God's spirit when he adopted you as his own children. Hy sê, now we call him Abba, Father. For his spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Jy het 'n pa wat vir jou lief is. Miskien is dit dat jou pa jou teleurgestel het al in jou lewe. Miskien is dit dat jou pa weggehardloop het van die verantwoordelikheid, of jou pa het ongelukkig kon hy dit nie meer hanteer nie, en hy het begin goeders doen wat hy nie moet doen nie, en hy het nie meer die verantwoordelikheid gevat wat God hom gegee het nie. Ek het goeie nuus vandag vir jou. Jy het 'n hemelse pa. En hy is volmaak. En hy is lief vir jou. Ons gaan nou verder en daar's 'n teksgedeelte wat ek op 'n stadium gelees het en dit het nie vir my sin gemaak nie. Ek het geworstel met hierdie teks om dit te verstaan. Het jy al iets in die Bybel gelees, dan maak dit nie vir jou sin nie. Julle al dit gehad. En ek het hierdie teks gelees, dit is nou nie op die bord nie, ek gaan dit net vir julle lees. Dit sê in Matteus 23, julle moenie hier op hierdie aarde vir iemand vader noem nie, want daar is net een persoon wat julle vader is, en dit is julle Vader wat in die hemel is. En die eerste keer toe ek dit noem, toe sê ek, Here, nou verstaan ek nie. Kan ek nie meer vir my pa sê pa nie? Ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Is ons nou almal nie meer paas nie? My pa noem ek papa. Dis my troetelnaam vir hom. Dis my snaaks vir hom te sê, pa. Ek weet nie, dis maar seker 'n Afrikaans ding. Maar hy is my pa, hy is my papa, hy is my vader. En wat probeer God hierso sê? En hoe meer ek met hierdie worsteling in my hart plaasgevind, hoe meer het ek begin agterkom hoe God met my praat. Om vir my te sê, maar hy is die nommer 1 vader. En ek wil vir julle weer iets wys. Desmond, kom julle weer vir my vorentoe, manne. Kom staan weer vir my voor. Ek wil hê julle moet vir my weer hierdie gewig op daai man se skouers sit. Ons kom nou agter, dis niks vir hom nie, so. Ek het 'n paar pynpille in die kar, Desmond, ons kan na die tyd gou. Ek wil hê julle moet weer daai gewig op hom sit, help hom net om dit op te kry, en help hom net om dit eers vas te hou. Iemand kom help, nog 'n man hier kom help. Son het nie volgens sy pap geëet nie. Hou het nie daar vir hom, hou het nie, asseblief. As hy. Ey, pastoor doen gevaarlike goed. Okay. Iets wat ek vir julle wil wys, ek gaan dit vinnig doen, dan gaan dit nie so lank. Heerlik, kyk hoe staan die man. Alright. Wanneer ek iets verstaan van God is my vader, en mans, nou moet julle mooi luister, dan beteken dit my verantwoordelikheid as pa
is om die hart van God te reflekteer, nie om die Vader te wees nie. En dit basies beteken, dat hierdie gewig wat op my lewe is, nie net daar is vir my om te dra nie. Want hier's die ding, nommer 1, ek is nie meer die voorsiener nie, my Vader is die voorsiener. So half my ene af, my Vader voorsien vir my. My Vader is die een wat bemoedig. Half my nog af. My Vader is die een wat beskerm. My Vader is die een wat wysheid gee. En my Vader is die een wat vir my lief is. Bietjie ligter, né? Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. Jy was nooit bedoel om die gewig en die verantwoordelikheid op jou eie te dra nie. En solank as wat jy probeer om dit self te doen, gaan jy val. Gaan jy seer kry. Maar die oomblik wanneer jy begin agterkom wie werklik die Vader is, sal jou bekragtig om meer gewig te dra as wat jy ooit kan dink of verstaan. En hy sal jou meer gee as wat jy nodig het. Kom ons fokus so 'n bietjie op hierdie. Nommer 1, my Vader voorsien vir my. Matteus 6 vers 8. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Jou God weet wat jy nodig het. Jou God weet wat hy nodig het om vir jou te gee. Maar hier's die ding, 'n vader weet ook wat om vir sy kinders te gee en wat om nie vir sy kinders te gee nie. Jou vader weet hoeveel verantwoordelikheid jy mee kan werk en nie kan werk nie. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Maar hy is my voorsiener. Tweedens, my Vader lei my. Wie van julle het al ooit wysheid nodig gehad? Jy is die mekaar, jy weet nie waartoe jy gaan nie. Ek het al baie keer wysheid nodig gehad. Hoor wat sê dit? John 5 verse 19 says, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Hoe mooi is dit? Jesus, die Seun van God, sê, hy kan dit nie op sy eie doen nie. Hoor julle wat ek sê vanoggend? Hy sê, maar weet jy wat? Ek sien wat my pa mee besig is, dan doen ek wat my pa doen. Ek het so gelaag, waar's Gustav? Ons het actually gaan visvang, hoor. Ons het saam met Gustav gaan visvang, maar wanneer dit kom, shame, Gustav se seentjie is al agter Gustav aan. As pa 'n visstok ingooi, wat doen die seun? Hy gooi die visstok in. As pa soen te loop, dan sy agter pa aan. En in dieselfde manier, wanneer dit kom by ons eie lewe, moet ons onsself die vraag vra, nie waartoe is ek op pad nie, nie waarmee is ek besig nie, waarmee is my pa besig, en dan volg ek hom. Dan sal hy jou bekragtig en jou lei. So miskien is die vraag nie om te vra, Here, wat moet ek doen nie, Here, waarmee is u besig? En waar moet ek betrokke raak? Tweedens, my Vader bemoedig my. Ek wil vinnig op hierdie ingaan. Daar's baie keer in my lewe wat ek gevoel het, in 'n baie donker plek, ek kan nie meer nie. Maar daar's een spesifieke plek wat ek nooit sal vergeet nie. Julle weet van Be Still, ek wil julle weer eens aanmoedig om betrokke te raak met dit, maar Be Still is 'n tyd wat jy weggaan vir so 3 dae, dis amazing, en jy gaan soek net die Here se wil. Maar ek het 'n worsteling in my hart geraak, en ek het gevoel, wat ek doen, maak nie saak nie. Dit maak nie 'n verskil nie. En ek het vrae gehad, ek sê, Here, is ek nog besig met die regte goed? Is ek reg wat ek hierdie video's doen? Is dit reg dat ek besig is met Rope? Is dit reg, Here? Ek wil net seker maak ek is in die wil. Here, help my, bemoedig my. En ons was 10 pastore wat weggegaan het op hierdie wegbreek,
van verskillende areas van die land af. En ek sit daar op die gras en die volgende oomblik, hier kom 'n pastoor, ek ken hom glad nie, ek weet nie wie hy is nie. En hy sê, is jou naam Bram? Ek sê, ja. Hy sê, Bram, ons kyk na julle video's elke week. Ons leierskap van ons kyk na jou video's. En ons het gevoel in ons hart, hy gee vir my 'n brief van hulle leierskap af, met 'n blessing saam met dit, en hy sê, ons wil net vir jou sê, wat jy doen maak saak. Ek huil my dood, jy weet daai lelike huil. En ek spandeer tyd saam met God, en ek hoor God se woord vir my sê, hierdie is my seun in wie ek welbehae het. En ek is trots op jou. Jou Vader bemoedig jou. En miskien voel jy hopeloos, en jy voel jy kan nie aangaan nie, want jy het nog nie gaan sit by jou Vader nie. Hy sal jou bemoedig, en dan sal dit nie vir jou voel soos 'n las nie, dit sal vir jou voel soos 'n seën. Matthew 3 verse 17 says, and a voice from heaven said, this is my son whom I love, with him I am well pleased. God is trots op jou. Ek wil vra band, dat julle vir my vorentoe kom asseblief. Ek wil vra dat jy jou oë vir 'n oomblik vir my sal sluit. Ek praat vanoggend nie net met die vaders nie, ek praat met die ma's ook. Ek praat met die dames, ek praat met die mans. Miskien voel die verantwoordelikheid vir jou net te groot. Hou vir my jou oë gesluit vir 'n oomblik, nie na die band kyk nou nie. Hierdie is 'n oomblik tussen jou en God. Miskien sit jy vanoggend hier, en daai verantwoordelikheid voel vir jou net te veel. En jy loop met dit rond. Miskien is dit selfs dat jy hier so sit en jou pa het jou teleurgestel. Jou pa het jouself seer gemaak. En jou pa was nie die man van God, wat hy veronderstel was om te wees nie. Miskien is jou pa nie meer hier nie. Ek het baie goeie nuus vanoggend vir jou. Jy het 'n pa wat ontsaglik lief is vir jou. Hy wag vir jou elke oggend, elke dag, om net tyd saam met jou te spandeer. En as daai gewig vir jou as 'n pa te veel is, of as 'n man vir jou net te veel is, en jy sukkel met jou identiteit, wil ek vandag vir jou sê, jy het 'n Vader wat vir jou sê, jy is goed genoeg, jy is sterk genoeg, en is 'n pa wat sê, ek sal vir jou voorsien. Ek sal daar wees vir jou. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ek wil net vra daar waar jy is, hou net hierdie oomblik, ek sien ons baie mense wat nou, ek wil nie hierdie oomblik verloor nie, net waar jy is, laat God met jou praat. Vader, ek bid nou vir elke persoon wat u gees voel. Ek bid dat u met hulle sal praat as u kinders. Ek bid dat u hulle sal bemoedig en versterk. Ek bid dat hulle sal uitroep na u toe. Dankie dat u hulle Vader is, vir hulle lief is. Dankie dat u na ons kyk, u kinders. Dankie dat u die gewig al hoe ligter raak, want ons weet u is in beheer. Vergewe ons waar ons probeer om dit self te dra, waar ons probeer om weg te hardloop, of dinge te doen wat verkeerd is, om beter te voel. En ons sê amen.